Sy mense, ek nou weer terug om julle nog 'n stukkie van my storieetjie te vertel. En die wat dit nog nie van my ken nie, my naam is Rocco Viljoen en ek vertel dit my storieetjie hoe ek van 'n Christenpriester van 30 jaar van my lewe weggestap het van Christianity nadat my vrou net begin ophoop het en ophoop het en ophoop het. En ek besef het dat ek sal nooit antwoorde op my vrae kry in my lewe nie. En ek het weggegaan van Christianity met 'n lied in my hart, ek het regtig pragtige tye daar gehad en ek gaan soek vir antwoorde. Totdat ek 'n spiritual vrou ontmoet het, wat my appelkar omgegooi het, want ek het my bes probeer om haar te getuig met Bybelteksies in die Bybel. Totdat ek besef, sy ruk my uit mekaar uit, want die helfte van die goed waarin ons as Christene glo, en wat vir ons gevoer was ons hele lewe lang, was nooit in die Bybel nie, of het later in die Bybel skielik te voorskyn gekom, of dis totaal vervals. Nou ja mense, glo vir my, daar's so baie in ons Bybel wat nie waar is nie, en so baie wat vals is. En ek kon vir die eerste keer verstaan hoekom my vrae nie kan antwoord word nie. En dit is nogal snaaks, soos kerke sê, baie vinnig hulle die Heilige Gees. Maar staan die Heilige Gees dan nie van waarheid nie? Hoekom sal die Heilige Gees nie ons die goed vertel het nie? Nou ja, mense trek 'n stoel nader, want ek het nog iets wat ek vandag met julle gaan deel, en ietsie wat julle natuurlik gaan skok, so trek maar 'n stoel nader, en sit, want ek gaan julle vandag vertel van Josua, en ek gaan julle vertel van Josua wat julle nie geweet het. Het julle geweet daar is boeke buitekant ons Bybel oor Josua? Wat die kerk, Rome, die Vatican besluit het, nee, daai goedes moet julle as mense nie weet van Josua nie. En ek gaan 'n bietjie met julle deel, dat julle dit self kan gaan ondersoek. Ek gaan julle die boeke se name gee, kan dit self ondersoek, en dan besluit julle, was dit reg van die kerk gewees om dit van julle af weg te hou. Nou hierdie boeke van Josua vertel net 'n heeltemal ander storieetjie as wat jou Bybel vertel. En dit is hoekom ek sê mense, ek trek my stoel nader. En ek sê nie vir julle moet ophou glo nie. Onthou, Rocco sê nog die hele tyd, maak nie saak wat se kerkie is, en of jy op 'n eiland is, en of jy 'n boesman in die woestyn is, as jy 'n goeie hart het, 'n goeie mens is, en jy omgee vir alle lewe, gaan jy hemel toe. So dit maak nie saak waar jy is nie. Dis kom ek nog die hele tyd vir julle vertel, dat spirituality kan nie 'n cult wees nie, want spirituality is om God te dien in jouself, en daai Christusgawe in jouself op te bak, en God te openbaar deur jouself. Dit is waaroor spirituality gaan. Niks van 'n cult nie, niks van tiendes offerie, niks van 'n beheersisteem nie. Dis alles net liefde, en jy moet skyn as 'n liggie. Dis maar waaroor dit gaan. Maar right, kom ons kyk wat sê die Bybel, buite jou Bybel oor Josua, en kom ons kyk wie is reg. Julle weet, die Bybels wat ons lees, het nie net uit die hemel uitgeval nie, dit soos wat ons dink nie. Dis oor honderde jare is boeke geskrywe en gekopieer en versprei. Monks het 10 tot 20.000 keer die Bybel oor geskrywe, baie het mekaar se foute gemaak, baie het verkeerd vertolk. Elke koning en elke streek het sy eie goed in die Bybels ingebring. So aan 'n woorde, dis kom nie een Bybel is dieselfde nie. En toe die Council van Assyria besluit, hulle gaan nou 'n klomp Bybels bymekaar bring, was daar duisende verskillende Bybels, en hulle het gesif wat hulle graag wil hê, wat ek en jy as 'n mens moes weet. Hulle wou nie gehad het, ons moes alles weet. Ek sê altyd vir die mense, was 80 evangelieboeke, geskryf in Aramees en omliggende tale langs Jerusalem. En Rome, die Vatican, hulle verwerp al die boeke, en hulle gaan eerder kry boeke daar in Rome, geskrywe in Hooggrieks. Wanneer het ons gelees, dat die apostels Rome toe is om boeke te skrywe? En as het geskrywe 40 jaar, tussen 40 en 100 jaar na Jesus. Dat my nog altyd dronk slaan, so hoekom die apostels nie saam boeke geskrywe nie? Hoekom elkeen 30 jaar na mekaar begin skrywe? Totdat jy ondersoek en jy vind dat die 4 apostels het eers gelewe nie.
Nou ja, mense, dis 'n ander enetjie daar. Ek het al oor gepraat, gewoon soek dit gerus. So die kanse van Assirië het besluit wat se boeke in en uit die Bybel moet kom. Hulle het skielik die power gehad om te sê wat en te besluit wat ek en jy mag weet. So met ander woorde, mense het besluit wat ek en jy vandag moet inglo en wat se boeke is reg en wat se boeke is verkeerd. Nou, kom ons kyk na 'n paar van hierdie boeke. Weet ons kyk na die boeke van Thomas. Hy sê in sy boeke, die koninkryk van God is binne in jou, nie in geboue nie en nie by priesters nie. Het julle gehoor? Dis binne in jou, want as God binne in jou is, en Christus is binne in jou, die tempel is binne in jou, die koninkryk is binne in jou. Here mense, hoekom kyk jy buite? Hoekom het jy 'n middelman nodig om God en Christus in jouself wakker te maak? Maak mos nie sin nie, né? En dan kom ons by die Gospels van Maria. Maria Magdalena sê dat sy was nie net 'n volgelinge van Jesus of die boodskap nie, maar sy was ook 'n geheime kennisdraer. Iemand wat ook lerings gegee het aan die apostels. Julle wat dink dat 'n vrou mag nie praat nie. Nee, dis Rome. Die Rome Catholic Church en apostel Paul wat besluit het dat 'n vrou moet gedemote word. Maar voor dit het Maria en Jesus equal gewees. Albei dieselfde krag gehad. Albei kon preek. Dan gaan ons na die evangelie van Judas. En dit is Judas Iscariot. Hy was nie 'n verraaier in boeke buite jou 4 evangelieboeke wat geskryf is deur geen ooggetuie nie. In boeke wat ooggetuie was, sê nee, hy was nie 'n verraaier nie. Maar dalk die enigste een wat Josia regtig verstaan het. En so ook die Agripon of Johannes sê iets nog groter, dat die skepingsgod nie die hoogste bron is nie, maar dat daar 'n hoër lig bo alles is. Met ander woorde, as hierdie boek waar is, dink net vir 'n oomblik, dan is die boodskap nie, jy is 'n sondaar en jy moet gered word nie. Maar eerder, jy het reeds iets binne jou wat wakker gemaak moet word. Nou die vraag, hoekom was hierdie boeke verwyder? Hoekom sal sulke boeke nie ingesluit word in die oorspronklike Bybel nie? Kom ons wees eerlik. As mense begin glo dat die koninkryk van God is binne in hulle en dat hulle nie 'n middelman nodig het nie en dat hulle self kan sien en weet, wat gebeur dan met die mag? Wat gebeur met die instellings? En wat gebeur met beheer? Rome sal nie meer die mense kom beheer nie. Ons kerke sal nie meer die mense kom beheer nie. Is ek reg? Daarom is dit nodig vir hulle om daai boeke uit te haal het. Selfs met die Gospels of Philip. Philip sê ook, hy praat van 'n innerlike eenheid, nie vrees nie. Die boeke van Enoch praat van engele, praat van reëse, praat van geheime kennisse, praat van drake en unicorns en ag Here mense, goed wat ek en jy nie inglo of ons kerke vir ons sê, moenie daarin glo nie. Glo eerder 'n slang en 'n bos en 'n donkie kan praat. En selfs die detach, as jy daai geskrifte lees, dan wys dit hoe eenvoudig hierdie vroeë pad was wat Josia die mense geleer het. Dit was sonder strukture, sonder wette en reëls wat jou doodmaak en jou beheer. So die vraag is nie meer, is hierdie boeke reg of verkeerd nie. Die vraag is, hoekom het hulle dit nooit gesien nie? Hoekom het hulle dit nooit aan jou en aan my openbaar nie? Hoekom moes hierdie goed weggesteek geword het van ons? So met ander woorde, as ons vinnig deur dit gaan sien dat die boodskap wat jy ken uit jou boeke, naamlik Matteus, Markus en Lukas, glo en jy sal gered word,
volg en jy sal aanvaar word. Twyfel en jy is verkeerd. Nou ja, daai woord is anderste, is wat jy kry in die boeke wat ek jou nou genoem het. Daar praat het van ken jouself. Soek binne in jouself en ontwaak. Waar jou kerke sê, nee, wag hier so, hy gaan kom op 'n wolkie, maar betaal net jou 10de en wees gehoorsaam. Ook sê die boeke buitekant jou Bybel om nie te vrees nie. Waar jou Bybel sê, vrees God, anders gaan jy hel toe, anders gaan jy ongesegend, anders gaan jy geslaan word. Ja. En nou gaan ek jou los met net een gedagte. Nie 'n antwoord nie, 'n vraag. En dit is, as net een van daai boeke waar is, dan beteken dit dat Josua se boodskap nooit volledig aan ons gebring was nie, en dat hulle dit gesnipper het, sodat ons net gedeelte daarvan moes weet. Laat die waarheid nooit regtig weg was nie, maar dat dit weggehou was deur ons kerk, deur Rome, deur die Vatican. So ek vra nie vir julle om julle kerk te los nie. Ek vra nie vir julle om my te glo nie. Maar ek vra vir julle om julleself te vra, wat as die stem van Josua steeds daar buite is in boeke wat jy nooit gelees het nie. Dit is nogal interessant dat daar so baie boeke waarin jy kan lees van Josua wat jy nooit ooit van gehoor het nie. Met ander woorde, wat beteken dit? Dit beteken dat die waarheid nie altyd vir ons gegee word nie, maar soms word dit van ons af weggehou. So mense, ek sê altyd vir julle, klim uit julle Bybel uit en gaan soek buite jou Bybel. En dan gaan julle sien, my jene, daar is so baie dinge van Josua wat ons nie eens geweet het nie. En dan gaan julle besef dat ons is almal 'n poep gevoer. Mense vra my, maar Rocco, jy glo nie aan Jesus nie. Ek glo nie aan Jesus nie, mense. Ek persoonlik glo dat Jesus is opgemaak deur die Roman Catholic Church. Hoekom ek so sê is want Josua is dood alreeds 270 jaar voordat Konstantin in Jerusalem gekom het. Josua was swart, Jesus was wit. Josua het duisende kilometers afgelê, Jesus het 150 kilometer afgelê. Josua het geskiedenis buite jou Bybel as 'n kind, Jesus het niks. Josua het tonne storieetjies buitekant jou Bybel, Jesus het niks. Josua is gebore in Genasaret, Jesus is gebore in Bethlehem. Josua het uitgehang met Maria, 'n vrou wie hy liefgehad het, wie hy gesoen het, en moontlik kinders by gehad het. Jesus het uitgehang met 'n hoer. Sien julle die verskil tussen die twee? En dis kom sê ek vir julle, Jesus se wonderwerke kom van Horus. Gaan lees die geskiedenis van Horus en Dionysus en Trishna. Gaan lees dit. Dan jy sien Jesus se wonderwerke kom daarvan af. Maar sodra jy Josua se wonderwerke gaan lees, gaan jy sien hy het nie een van hy goed gedoen nie. En ek dink die ergste is, sodra jy gaan opsoek in die Emerald Tablets, dan gaan jy vind dat Jesus se woorde is op party plekke woord vir woord dieselfde as die woorde van Wolf, gekopie en gepaste. Ek persoonlik glo dat Jesus is gekreëer deur Rome self. Josua, lees ek, is nooit gekruisig nie, maar Jesus was gekruisig. Hoekom is dit so dat jy geen bewyse van Jesus kry nie? Niks, absoluut, boggerol. Dis weet, né? In Jerusalem is daar niks bewyse van hom nie. Die eerste keer wat enigiets oor Jesus geskryf is 40, 60 jaar na hy dood is. Deur geen ooggetuienis nie. Nie een van jou 4 evangelieboeke wat julle hoor, waar Jesus sê dit en Jesus sê dat, is deur enige ooggetuie geskrywe nie. Dis soos, Jesus gaan in die woestyn, saam met die duiwel. Jesus het die boeke geskrywe nie, die duiwel het die boeke geskrywe nie. Wie die storie geskrywe? Sien julle hoe ek julle vertel hoe Rome sommer besluit het? So meeste van die goed wat ek en jy in glo, wat Jesus gesê het, kan nie bewys word nie, en Josua het dit nie gesê nie.
So wie het dit dan gesê? Nou ja, mense, dit is my storieetjie vandag. Geniet hom en vra. Mag julle 'n pragtige dag hê. Groete, Rita.